Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker op hierdie Vrydag, die 30ste Januarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ek wil vanmôre weer so 'n bietjie gesels oor die gelykenis van die saaier. Lukas 8 vers 4 tot 15. Ek weet ons het almal dit al baie gehoor. Maar luister dit uit. Luister mooi wat die woord sê. En toe daar 'n groot menigte vergader en die wat uit die verskillende stede by hom aangesluit het, sê hy aan hulle deur 'n gelykenis. Luister, 'n groot menigte het die meeste van die tyd vir Jesus gevolg. 'n Groot menigte was gereeld agter Jesus aan. En Jesus het gebruik gemaak van elke oomblik wat hy kan om met hulle te praat, om vir hulle die woord te gee, om vir hulle die brood oop te breek. Duisende mense was daar gewees toe Jesus die brood en die visse uitgedeel het. Een slag 5000 en die volgende slag 4000. Dit kan ons net indink hoeveel menigtes het hom gevolg die meeste van die tyd. Want hulle was honger. Nie net vir brood en vis nie, hulle was honger vir die woord. Hulle was honger vir die wonderwerke wat Jesus wil doen in hulle lewe. En vandag wil ek vir jou sê dat Jesus wil 'n wonderwerk verrig ook in jou lewe. Hy wil hê dat jou lewe moet verander. Hy wil vir jou gee die lewende brood, die lewende water om jou siel en jou menswees te verbeter en te regverdig, te genees, gesond te maak. Hy wil jou optel, uit wat ook al jou agtertoe hou. 'n Saaier het uitgegaan om sy saad te saai. En toe hy saai, val 'n deel langs die pad en is vertrap en die voëls van die hemel het dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rots geval en nadat dit opgeskiet het, het dit verdroog omdat dit geen vochtigheid gehad het nie. Met ander woorde, die Heilige Gees is nie daar. Ek verduidelik dit nou. En 'n ander deel het tussen die dorings ingeval en die dorings het daarmee saamgegroei en dit verstik. En 'n ander deel in die goeie grond geval en gegroei en 100voudige vrug opgelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En sy disippels het hom gevra en gesê, wat beteken hier die gelykenis tog? En hy antwoord, aan julle is dit gegee, om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken. Maar aan die ander deur gelykenisse, sodat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie verstaan nie. Dit is dan die gelykenis, die saad is die woord van God. Vanmôre vra ek vir jou, waar val die woord van God in jou lewe? Waar groei dit soos goeie vrug in jou lewe? Is jy goeie grond waar dit goeie vrug kan oplewer? Ontvang jy die woord van God met die liefde en die genade wat hy vir jou gegee het as 'n gawe? Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hulle hart weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. Luister mooi. Deur die woord gaan ons glo. Deur die woord gaan ons gered word. So as ons nie die woord ontvang nie, kan ons nie gered word nie. Ons moet die woord ontvang sodat ons kan lewe. Ons moet die woord ontvang sodat dit in goeie grond val. Sodat goeie vrug kan oplewer in ons lewe. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang. Maar wanneer hulle dit hoor en hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. Daar's baie mense wat die woord ontvang en hulle is met blydskap gevul.
Hulle word wedergebore en alles doen hulle wat reg is, maar wanneer die versoekinge kom, val hulle, want hulle kan nie die versoekinge verdra nie. Hulle verstaan nie hoekom gebeur daar nou slegte dinge in hulle lewe, nadat hulle tot bekering gekom het, nadat hulle die God van die leerskare in hulle lewe ontvang het nie. Jy sien, die duiwel kom met die versoekinge. En hy bring dinge op jou pad wat hy wil hê jy moet toepas, sodat jy die Here kan aflê. Sodat jy kan ophou glo, sodat jy kan ophou stap in die pad wat die Here vir jou voorgeskryf het om in te loop. Sodat jy jou roeping kan mis. Dit is die duiwel se doel, en hy oorwin so baie mense. Want die versoeking is dit swaar. En wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. Luister mooi na die deel, want hierdie is weer 'n persoonlikheid, 'n karakter wat die Here Jesus Christus vir ons verduidelik. Dis weer eens mense wat die woord hoor, dit val tussen die dorings. So dis dalk goeie grond, hulle ontvang die woord en hulle groei, hulle dra vrug, maar hulle word verstik deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe en dra geen ryp vrug nie. Ek moet byvoeg, is nie omdat ek iets wil byvoeg by die woord nie, maar ek moet byvoeg dat in ons tyd is daar ook mense wat hulle ontvang die woord en hulle daai begeerte om tot bekering te kom, maar dan is daar familie en vriende wat hulle eintlik bemoedig om nie die pad te stap van die Here nie. Dit is ook dorings in ons lewe. Die mense wat ons dink is ons broers, susters of vriende, en hulle bemoedig om nie die woord van die Here te aanvaar in ons lewe nie, is ook soos dorings. Maar dan is daar die wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het die woord in 'n edele en 'n goeie hart en met volharding vrug dra. Luister mooi, met volharding. Want die uitdagings gaan kom, die versoekinge gaan kom, die gedagtes gaan kom, die uitdagings gaan kom in jou lewe, wat die volharding gaan jou bring, omdat jy glo in God die Vader, Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees. Omdat jou hart op die regte plek is, omdat jou hart goed is, omdat jou hart regverdigheid in hom het, gaan jy die woord aanvaar en jy gaan hierdie versoekinge en al hierdie uitdagings wat op jou pad kom, gaan jy met volharding teenstaan. En jy gaan in oorwinning wees. Want ons almal is swak op tye. Maar ons almal weet dat ons krag kom van die Here af wanneer ons swak is. En ons moet daarby hou. Moenie opgee nie. Volhard in die geloof, volhard in die woord van God. Kom ons bid saam. Here, in die naam van Jesus, kom ons vandag en ons vra, Here, dat U woord tog in goeie grond val. Dat ons lewe die goeie grond sal wees wat vrug sal dra, sodat hierdie saad wat U in ons saai met deur die woord sal uitbars deur die grond as 'n goeie vrug. Want ons weet, die Heilige Gees is die een wat ons nat maak, wat ons water gee. Vader, help ons om te volhard en deur te druk, dat ons nie sal terugstaan nie, dat ons nie sal opgee nie, maar dat ons hierdie verdrukkinge in ons lewens sal weerstaan en sal opgroei tot die volmaakte vrug wat U wil hê ons moet wees. Help ons, Here. Wees vir ons krag, wees vir ons wysheid. Leer ons in U naam alleen. Amen. Onthou, lees jou Bybel, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.